Goeiedag en baie welkom terug by die laaste deel van Groeipyne waar ek met Dr. Kirsten de Tooy praat. Dr. Kirsten, baie welkom Baie dankie. terug by my. Dit is my altyd 'n baie lekker vraag om vir spesialiste en terapeute op die program te vra, is daar enige wanpersepsies, sê nou maar, oor kinders se emosionele ontwikkeling wat dokter dalk vandag bietjie wil aanspreek of wil opklaar? Ja, ek dink ek kan dit nogal baie wyd antwoord. 'n persepsie byvoorbeeld van seentjies mag nie huil nie of hulle moenie emosies wys nie. En ons moet hulle regtig 'n bietjie harder grootmaak as die dogtertjies. Ek dink dis een van die wanpersepsies wat baie na vorentoe kom. En natuurlik hoe om kinders in verskillende maniere te verstaan en te dissiplineer. Laat jy nie jou kind, wat ons vroeër gesê het, presies dieselfde kan hanteer in 'n huishouding nie. En dit raak ook baie keer 'n wanpersepsie oor 'n ouer voel hulle moet almal presies dieselfde hanteer in die huis. En jy gaan dit glad nie kan doen nie want jy gaan een kind verloor of een kind gaan verwerp voel. Terug te kom by die emosies, ek koppel dit baie ook maar aan temperamente. Maak nie saak wat se geslag jy is nie. Dit gaan oor jou temperament. So sekere kinders gaan glad nie hulle emosies wys nie. Van al ons blou kindertjies wat ons vroeër gesê het ons temperament wat bietjie meer perfeksionisties is, hulle gaan nie hulle emosies noodwendig wys nie. Tot op 'n punt dan gaan hulle baie huil of baie emosioneel wees. Maar hulle praat nie so gemaklik oor hulle emosies nie. Dieselfde maar met die sterker wil ekstrovert kind wat ook baie analities aangelê is. Hulle is kindertjies wat maklik hulle sê maar baie impulsief. So jy kan nie gaan sê dat 'n seentjie nie mag huil nie of nie mag emosies wys nie. Elke kind moet toegelaat word om te weet dat emosies is normaal en dat hulle emosies moet wys. Dit is so, ons wil graag kinders ekoop dat hulle nie net moet bang wees en angstig moet wees en ons leer hulle uit 'n geestelike oogpunt ook dat die Here gee nie vir jou 'n gees van vrees nie, maar 'n gees van krag en sterkte en oorvloed in jou lewe en selfbeheersing. Maar daar is emosies. En ons moet dit kan deel met kindertjies. So ek dink dit is 'n wanpersepsie nog of my daai met baie ouers wat sukkel met wat mag my kind wys en wat mag hulle nie wys nie. Sure. Kinders moet toegelaat word om hulle emosies te wys en dit gaan eintlik maar oor die temperament en nie noodwendig oor die geslag of die kultuur of al daai verskille wat inkom nie. Sure. Nou, as ek nou nogals myself in dokterswiskunde moet sê, dan dink ek dit moet seker van 'n terapeut se perspektief af lekker wees om baie keer te sien hoe 'n kind in 'n spesifieke situasie sien maar hulle sukkel met X en nou help dokter hulle om oor hierdie probleem te kom, nê. Dit moet seker dis baie werksbevredigend, nê. Ja, natuurlik. Ek dink nie daar's 'n geval wat ek in my lewe gehad wat vir my traumaties was vir my nie. Ek dink dit raak aan die mense hartsnare want ons is mens en ons gee om en ek self is dominant baie verhoudingsgeoriënteerd. Maar ek dink soos mense jare vorder in enige beroep, in 'n onderwysberoep, in 'n terapieberoep, in 'n dokter vir veeartsberoep wat hulle ook maar met baie trauma moet werk, jy leer om na die uitkomste gaan kyk. En vir my is die uitkoms altyd baie goed en ek glo en ek vertrou altyd die Here dat mense uitkoms is ten volle in die volle potensiaal van elke kind en om ouers te kan ekoop, maar die ouers het nog steeds 'n harde werk daar buite om dit verder te voltooi. En dat dit nie net ons as terapeute is wat 'n kind net kan vorm en aanpas in die karaktereienskappe van hom. Dis ook maar die ouers se verantwoordelikheid. Maar ja, dit is daar's 'n tyd wat 'n mens simpatie en empatie saam het met jou kliënte en daar's 'n tyd wat mens saam huil en saam lag. Ek gee nou byvoorbeeld 'n voorbeeld van ek het ouers gehad wat die seentjie is 2 jaar oud en die sussietjie verloor op 5 jaar oud in 'n karongeluk. En hy het nie 'n stukkie skade aan hom gehad in die karongeluk nie en hy het gelag nadat die kar gerol het. En hulle het net gedink laat hulle hom bring vir terapie vir my net om seker te maak dat daar nie iets in sy onderbewuste vas is nie. En na die voltooiing van die terapie en toe ek hierdie ouers kon ekoop, natuurlik is daar baie trauma, dis baie eina nog en dis nog baie onlangs nog gebeur. Maar hulle het soveel vrede in hulle hart gehad van die proses wat ons deurgewerk het en soveel vrede gehad met die kleintjie wat eintlik okay is en ons kon dit baie mooi met hom die situasie uitspeel en ek glo ons het 'n saadjie geplant van genesing by hom ook. So sulke werk is my ongelooflik bevredigend om te weet jy het ouers wat daar kan uitstap al is daar soveel seer met byvoorbeeld so 'n insident van dood, maar hulle kan daar uitstap en hulle voel bietjie meer geëkoop. So dit is natuurlik baie bevredigend in mense werk, ja. Sjoe. Nou, dink dokter, of ek moet seker nie vra dink nie. Ek dink dit is 'n definitiewe, maar angs as volwassenes. Ja. Kan mens
as mens nou jou kind se temperament goed verstaan en kan mens hulle bietjie van 'n jong ouderdom dan sodoende deur dokter help om angs eendag as 'n volwasse beter te hanteer? Verseker. Onthou, temperament is onveranderbaar. Hy's net aanpasbaar. Okay. So jy kan hom nie verander nie. Persoonlikheid en karakter wat oor jou temperament is 100% veranderbaar, want dit is jou persepsie in die lewe, dis jou wapen om jouself te beskerm. So wanneer ons weet wat die wortel is van enige kind se trauma, kom ons sê daar kom 'n trauma kind na ons toe, gaan ons eers die persoonlikheid en die karakter gesond maak, want dit is buite jou temperament, want die lewe gebeur. En dan doen ons eers terapie om trauma aan te spreek en die trauma te hanteer, want jy kan 'n valse beeld kry van die kind se temperament. So dis hoekom trauma eers moet gehanteer word in terapie. Wanneer dit gehanteer word en ons kom agter die kind se wortels, het 'n angstige natuur. Met ander woorde, sy het 'n introvertiese temperament, sy of hy, 'n introvertiese temperament, dan weet ons daar's 'n either 'n bekommerniskant of daar's 'n angstige kant. Dan leer ons hulle al klaar van kleins af met tegnieke om 'n plan met hulle hartjie te maak. Ek sê altyd ons maak 'n plan met hulle hartjie. So dan leer ons hulle tegnieke waar hulle visueel elke dag kan onthou van my handjie tegniek. Ek het so 'n oulike handjie tegniek wat die ouers nou al my tegniek ken, maar wat mense hulle leer. Onthou na jou vingertjies te kyk en wat beteken elke vingertjie. Onthou om vir jouself te kan sê, maar ek kan oor hierdie angs kom of ek kan op my stresballetjie druk of ek vryf my middelkant van my vingertjie. En hoe klein daai kinders is dit eintlik amazing om te hoor as hulle terugkom na 'n paar jaar, dan sal hulle vir my sê, Tannie, ek vryf nog steeds my hand of Tannie, ek druk myself nog steeds hard. So daar definitief leer mense hulle tegnieke. Ek sê net altyd vir my ouers, angstigheid is daar, want dit is in sy temperament. Nou, dit is mos nou 'n eienskap, maar dit gaan oor die hantering van dit. Sure. Ek kan vir jou 'n voorbeeld gee. My oudste dogter is arme kinders. En ja, hulle weet ek doen dit. Is blou en sy kan nog 'n angstige natuur hê en bekommerd wees. Sy druk haarself vreeslik hard met haar studies. En ek het al die jare altyd probeer om hierdie arme kind van my net te wil verander. Moet net nie so stres nie, want ek stres nie sommer nie. En as ek een van daai mamma voorbeelde wat wil hê die kinders moet dink soos ons. Maklik, die lewe is dis mense natuur. Kan nie dit nou net, En ek moes regtig deur baie wysheid en gebed en regtig geduld moes ek verstaan net hierdie blou dogter van my gaan nie verander nie. Ek moes net leer hoe om in haar temperament te werk en haar beter te hanteer. So sy het nog angstigheid, sy's 'n pragtige kind. Sy het nog haar angs en haar bekommernis, maar ons almal in die gesin weet om dit te hanteer. Daai van ek hoor jou, ek sien dis jou hartjie en dan spreek ons vir haar 'n bietjie 'n oplossing aan en of ons bid vir haar en dan is sy weer heeltemal fyn en dan draai sy in elk geval die topstudent uit want dit is wat dis haar karakter. Sy kan dit doen, maar sy het daai wortel van angs. So ek kan eerlik vir jou sê sekere goeters by kinders gaan nie weg nie. As 'n ouer na my toe kom met 'n baie dromerige kind, is natuurlik die grootste frustrasie. Hulle voer nie opdragte uit nie. So jy moet baie herhaal en ek dink dis ook 'n probleem wat baie mos voorkom is ouers wat sê maar my kind luister nie vir my nie. So daai is ook, ek sê ook vir die ouers, ons gaan tools vir hulle leer om hulle self bietjie beter uit te druk en dat jy nie net 'n wanpersepsie kry van daai kind dat 'n dromerkind is nou maar net vir altyd 'n dromer nie. Ek praat nou nie van 'n mediese kant nie, net temperamentele eienskappe. Daai kind gaan 'n dromer bly. Hulle gaan bietjie later vandag eers hulle hare kam op 'n Saterdag, maar hulle sal dit kan doen. Ons moet net nie verwag en dink hulle gaan dit nooit doen nie. Hulle kan. En daar sê ek altyd is my middelkind, my groen kind. En ek moes baie met hom geleer het want dit is nie dis my 4de kleur in my temperamentanalise. Jou laagste. My laagste. En ek moes daar baie leer om vir hom te gesê, ou Nila, sal mamma se hart so bly maak as jy iewers vandag jou kamer kan opruim. En nie nou nie, want ek wil dit nou hê. So daai wanpersepsie speel ook 'n rol wat jy vroeër gevra het, selfs op temperamente. Laat 'n mens moenie 'n given gee, dit is hoe die kind altyd gaan wees. Yes, hulle gaan daai wortel hê, maar hulle leer verantwoordelikheid aan. Hulle leer om hulle kamer op te ruim. Hulle leer om self hulle kosblik uit te pak. Hulle leer tog om angs en stres en spanning beter te hanteer in die lewe. Of jou sterk wil kind om partytjie bietjie in te gee. Hulle is natuurlik 'n ander dag se lang gesprek, maar hulle toets ons baie. Maar mens moet leer om daai kinders te hanteer. En ek dink as mens daai vir hulle gaan leer, dan gaan hulle emosies as groot mense baie meer in beheer wees en dan gaan daar minder egskeidings wees en minder huweliksprobleme want dit kry ons ook nou baie. So ouers wat mekaar nie verstaan nie. Dis baie interessant. Nou net om af te sluit.
iets vir die ouers. Ja, ek en my skoonma praat baie oor dit, soos sy het 4 wonderlike kinders grootgemaak en ek stiek by 2. Ja. Ek voel in vandag se lewe is dit wat ek kan hanteer en sy het ook net nou dag my gesê ja, sy weet nie hoe hulle dit eintlik back in the day gedoen nie. Dit voel vir dit is half dit was baie makliker as in vandag se tye, nê. Wat sou jy vir ouers sê vandag? Hoe kan mens met hierdie druk beter saamlewe en al hierdie eksterne faktore waaraan mense kinders blootgestel word? Ek dink die belangrikste is om vir hulle te sê dat jy's net 'n ouer. Jy word nie jy word nie 'n ouer met 'n handleiding onder jou arm nie. En dat jy al die tegnieke en al die goedjies net gaan reg doen. Jy gaan maar deur jou trials en jou tribulations gaan, soos hulle in die Bybel sê. So jy gaan deel wees van dit en jy hoef nie perfek te wees nie. Jy mag maar foute maak. Belangrikste motto vir my is altyd probeer in 'n eenheid te funksioneer in 'n gesin. Sorg dat mamma en pappa saamstem met dissipline. Sorg dat hulle genoeg kommunikeer in die gesin. Sorg dat hulle genoeg kwaliteit tyd het met die kinders. Weet navorsing sê maar en dit is regtig bewys, jy moet maar 20 minute per dag per kind aktief kan speel om hulle gelukkig te hou. En dis baie min, maar die realiteit is ons ouers werk vandag. Almal werk voldag, almal is gedruk. Baie mense het nog steeds maar finansiële uitdagings. So die skuldgevoelens kom in by ouerskap, want ons is in 'n roetine ouerskap. Dit beteken kos, blikke kos maak, soen, bid. Jy in die bed. En ek dink ouers voel dan skuldig as hy kind slaap, want dan voel jy mos skuldig, want dan is dit so pragtig ou soet kleintjie. So die belangrikste ek dink is maar net om 'n ritme te hê in jou lewe. Laat jy ritme kan hê in terme van jou werk, jou man, jou kinders, jou geloof, jou aktiwiteite buite. En as jy daai ritme en eenheid gaan hê, gaan elke ouer dit maak, want ouerskap was 'n keuse. Nie almal het sommer net vinnig gou swanger geraak nie, dit bly 'n keuse. En daai keuse kom saam met verantwoordelikheid, maar jy hoef nie skuldig te voel nie. En ek dink dis die belangrikste ding en dat daar hulp is daar buite. Absoluut. Daar's baie praktyke of mense wat kursusse aanbied. Daar is baie kort kursusse in ouerskap. Daar is Jy doen dit self. Ek het al 'n paar van jou kursusse. En dit is ek dink dit maak so 'n groot verskil. Ja, ek het so in 2008 begin wat die Here het op my hart gedruk het om 'n ouerleidinggroep te begin vir mammas of vir ouers. Aan die begin lag ons altyd, ons sê die pappas het ook gekom, maar ek dink ons pappas werk baie hard vandag. Maar dis 'n baie lekker groep, so ons het dit so 1 keer 'n maand en dis 'n gratis groep vir die gemeenskap. En my doel met die groep is uit en uit net om ouers te kan equip. Net om hulle te laat voel, maar hoorie, jy is nog worthy as mamma. En jy is nog steeds die appel van God se oog. En jy is spesiaal as ouer. En dat jy jou plekkie het in die samelewing of in 'n gesinssituasie. Want die lewe druk en die lewe gebeur soos jy sê en mens voel skuldig. En uit 'n geestelike oogpunt sê ek altyd, die Here laat jou nie skuldig voel nie. Hy gaan jou net herinner indien jy 'n fout maak en dan gaan jy daarin kan werk, maar hy moenie ons laat skuldig voel nie. Dit kom nie van hom af nie. En as jy as ouer op dit kan fokus met jou fondasie wat gesond is en hulp kan kry of selfs net so inspuiting te kan kry met so 'n ouerleidinggroep 1 keer 'n maand. Ek het baie werkende mammas wat regtig in daai tyd net afvat om net te kom bywoon, want ons raak 'n familie later en dis baie lekker en het ons altyd die regte antwoorde nie. Ons het nie altyd die regte antwoorde nie, maar ons probeer. En ek dink dit is wat 'n uitkykpunt van 'n mamma ook moet wees is ek is dalk nie altyd reg nie, maar ek probeer. En om my kindertjies groot te kry, want jou belangrikste is maar daai vormingsjare. En dis waar ons hulle wil vorm tot op 9-10 jaar oud dat hulle gevorm is en weet waantoe hulle op pad is in die lewe. En ek dink dis hoekom baie ouers moeg raak met 'n kleuter, want hulle maak ons moeg. Hulle is besig. Hulle gooi tantrums. Ja. Ons huil. So ouers raak definitief met 'n kleiner kind baie meer moedeloos as 'n groter kind. So ja, daar's darem 'n platform om dit te kan aanspreek. Sjoe. Baie dankie. Groot plesier. Ek het baie geleer vandag. En dankie vir die hoop wat dokter bring en dat dokter ouers moet inpraat en ja, net lekker 'n oor is ook en net 'n handleiding is. Baie dankie. Ek waardeer dit. Baie dankie vir jou, Hanneke. Nou tot volgende keer. Ek sien uit om verder hier op die Groenbank te gesels met dokters en spesialiste in die industrie van kinderontwikkeling. Dankie. Goed gaan.